Ons gaan vandag bietjie stil staan by 'n gedeelte wat ek dink ons ongelooflik min lees in die Bybel. En tot 'n mate sin maak want dit is 'n baie swaar gedeelte. Ons sê altyd ja, Jeremia is hier die swaar profeet en hy was negatief en hy was hartseer en hy was bedruk gewees. En dan as mens klaagliedere lees, dan besef 'n mens Jeremia was regtig hartseer gewees. Hy was regtig moedeloos gewees. Maar voor ons volgende saam lees, kom ons sluit die oë en bid ons saam. Ons Hemelse Vader, Here, dankie vir hierdie pragtige môre waarop ons bymekaar kan kom. Here, dankie dat U ons deur hierdie week gedra het. Dat U ons vanoggend weer hier bymekaar gebring het. Here, U ken vanoggend een en elkeen van ons harte. Here, U weet waardeur een en elkeen van ons deur hierdie week gegaan het. Dit wat gebeur het, die goed en die sleg. Here, maar vir 'n oomblik wil ons vra dat U ons harte sal rustig maak. Ons sal stil maak. Here, dat ons fokus van hierdie week af sal wegskuif en vanoggend na U toe. Here, wil U ons help om te hoor en om te sien wat U vanoggend vir ons in hierdie ongelooflike woorde van Jeremia wil sê. Amen. Ek lees vir ons klaagliedere vers 1 tot by 1 vers 6 en dan gaan ons weer by vers 3, hoofstuk 3 verder lees. Hoe verlate lê die stad wat vol mense was. Sy het soos 'n weduwee geword. Sy wat magtig was onder die nasies. Sy wat heerskappy gevoer het oor ander, moet nou dwangarbeid doen. Onderdadelik huil sy hele nag. Trane loop oor haar wange. Niemand van haar vroeë minnaars is daar om haar te troos nie. Al haar bondgenote het teen haar verraad gepleeg. Hulle het haar vyande geword. Juda se mense is weggevoer. Hulle kry swaar. Hulle is slawe. Hulle sit tussen vreemde nasies waar hulle geen rusplek kry nie. Hulle agtervolgers het hulle ingehaal. Hulle het die noutes vasgekeer. Die paaie van Sion toetreer omdat daar geen feesgangers is nie. Al haar poorte is verlate. Haar priesters sug. Haar jong vroue is bedroef. Sy het dit bitter. Haar teenstanders het haar heersers geword. Haar vyande lewe nou rustig. Die Here het haar laat lei oor haar baie sonde. Haar kinders het ballinge geword en is deur die vyande weggevoer. Die pragt van Sion het alles verdwyn. Haar leiers het so stakbokke geword wat geen weiveld vind nie. Hulle moet magteloos wegtrek voor hulle agtervolgers uit. En dan is daar so metaforiese stilte van die pyn en alles waardeur Israel en die volk wat in ballingskap nou gaan. En dan kom hy in hoofstuk 3 en die toon verander heeltemal. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Maar dit sal ek ter harte neem en om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe en daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop. Vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Dit is goed vir die mens om sy las in sy jeug te dra. Net tot sover.
Daar is tye in die lewe wat ons net heeltemal wil vergeet. Ons wil daardie plek, wil ons nie weer sien nie, daardie gesprek, wil ons nie weer onthou nie, daardie foto, wil ons nie weer raakloop nie. Want elke herinnering bring seer. Jy wil aanstap, jy wil verder gaan, sonder om na een van hierdie dinge te kyk. Maar soms, juist daar, waar ons wil vergeet, nooi God ons om te onthou. Nie om die pyn te herhaal nie, maar om iets groter as die pyn te onthou. Om iets te onthou van sy teenwoordigheid. Om iets te onthou van sy goedheid. Om iets te onthou van sy getroudheid. In die boek Klaagliedere wat ons vanoggend gelees het, is vol van sulke herinneringe. Dit is geskryf na die verwoesting van Jerusalem. Die stad lê in pyn. Dit is mirasies. Daar is nie meer eintlik 'n stad oor nie. Alles wat heilig was, is weg. Die volk voel asof God stil geraak het. Die plek waar hulle God ontmoet het, alles wat hulle met God vereenselwig het, is weggevat. Hulle wil net hierdie absolute hartseer moment in hulle geskiedenis wil hulle verloor. En tog, in die middel van daardie verwoesting, gebeur iets heilig. Die digter, hulle sê, ons moet dit nie vergeet nie. Ons moet dit onthou. En dat daardie herinnering weer lewe bring. Dat daardie herinnering weer hoop bring. En dit is waar ons vanoggend gaan stil staan. Maar voor ons daar stil staan, wil ek net gou so 'n bietjie deur hierdie twee gedeeltes gaan wat ons gelees het. Want soos baie gedeeltes in die Bybel is klaagliedere digkuns en is dit soms moeilik om te verstaan wat die bedoeling is agter wat die skrywer wil sê. Klaagliedere begin met die woord ag. Nie met 'n mooi liturgiese begin nie, maar met 'n sug. Met 'n swaar hoe lê die stad vol wat eens vol mense was, nou so eensaam. Dis die stem en die sug van iemand wat nie meer woorde oor het nie. Dit is rou in sy rouste vorm. Die digter kyk oor Jerusalem. Hy kyk oor hierdie plek wat eens vol lewe was. 'n Plek wat 'n mooi stad was. 'n Plek wat vol kinders was wat in die strate gespeel het. Waar God se volk gaan aanbid het in die tempel. En hy sien hierdie plek soos 'n verlate leë huis. Die stad word beskryf as 'n vrou wat eens trots was. Maar nou is sy eensaam. Ewe skielik is sy verwerp. Sy is verlate. Sy huil in die aande. Maar daar is niemand wat haar troos nie. Die digter gaan verder en sê dat selfs haar vriende haar in die steek gelaat het. Die digter beskryf alles wat Israel eens hulle identiteit gegee het. Eens hulle hierdie trotse nasie gemaak het. Dit wat hulle verbind het aan God, hoe dit net verdwyn het. Die skrywer sê die tempel is stil, die feeste is weg, die priester sug, die jong meisies huil, en selfs die leiers van die volk, van die mense, is nou soos takbokke sonder 'n weiveld. Hulle is hulpeloos. Hulle is verdwaal. Dis die rou van 'n volk wat weet dat hulle self bygedra het tot hulle eie pyn. Die Here het haar laat ly oor haar baie sondes. Dis nie net lyding waarvan hierdie skrywer hier praat nie. Maar dis ook skuld.
En dis swaar om met daai waarheid te leef. Klaagliedere 1 gee vir ons 'n eerlike beeld van 'n volk wat nie net moet stil staan met pyn nie, maar ook met hulle eie pyn, hulle eie seer. Nie wegskram of dit probeer versag nie, maar 'n plek waar hulle dit gaan moet begin erken. Want hoe kan jy genees as jy nie wil erken dat daar pyn is nie? En dan tussen hoofstuk 1 en 3, die gedeelte wat ons nou nie gelees het vanoggend nie, kom daar 'n stilte waarin daar geen woorde is nie, geen onmiddellike antwoorde is nie, en geen helder lig nie, net stilte. Dis daai swaar tyd na die storm. Die volk leef nou met hulle pyn en hulle vra en hulle skuld, en dit voel asof God ergens ver weg is. Die tempel toe is. God sy die deur in hulle gesig vir hulle toegeslaan het. Die hemel bly stil. En ons almal ken daardie stilte. Ons almal ken daai tye na die storm. Daai tye wanneer ons vir onsself sê, ek weet God is daar, maar ek voel hom nie. Daai tye wat ek sê, ek weet ek moet glo, maar dit is net te moeilik. Ek weet nie hoe nie. Ons ken daai tye. Dis tye wanneer ons 'n werkgesprek gehad het, waar ons die woorde aflegging en herstrukturering hoor. Wanneer die dokter ons bel met slegte nuus. Wanneer die stoel aan die tafel langs aan my leeg is. Wanneer ons in stilte in 'n huis sit waar kinders eens gespeel het. Maar selfs in daardie stilte is God nie afwesig nie. Hy praat net anders. Hy werk dalk stadig, maar hy werk diep en stil. So saad wat onder die grond lê en wag vir die lig. En dis juis in daardie stilte van vergeet wat ons moet begin om te onthou. En in hoofstuk 3 verander die toon heeltemal. Die digter skryf nog steeds oor sy ellende, oor sy bitterheid en die swaar van ballingskap, maar dan sê hy hierdie merkwaardige woorde: my siel buig neer in my, maar ek sal dit ter harte neem, en daarom het ek hoop. En dit is die keerpunt in hierdie hoofstuk. 'n Klein maar dit kom en verander alles. Die digter kom en hy kies om anders te onthou. Nie die pyn of sy verlies nie, maar hy kies om die karakter van God te onthou. Die liefde van die Here vergaan nie. Sy ontferming hou nooit op nie. Dis elke môre nuut. U trou is groot. En dis ongelooflik om te besef dat hierdie woorde nie geskryf word in 'n toring van vrede nie, maar juis in 'n tyd van pyn en verwoesting. Die stad lê nog steeds in verwoesting. Hulle het nog steeds nie 'n tempel nie. Hulle het nog steeds nie 'n tuiste nie. Die digter sê nie, my omstandighede het verander en nou kan ek weer onthou wie God is nie. Sy omstandighede is dieselfde. Die pyn en die seer is nog steeds daar. Maar dis in hierdie pyn en dis in hierdie seer
wie ek onthou wie God is. En dit is in hierdie pyn en seer wat dit vir my genoeg is. Die Here is my deel, sê my siel, en daarom sal ek op hom hoop. Hy ontdek dat sy hoop lê nie in die omstandighede nie, maar dat die Here self sy hoop is. Nie die herstel van die stad nie, nie die nuwe begin na ballingskap nie, maar dat God nou my nuwe hoop is. God self. Maar hierdie woorde uit Klaagliedere 3 is nie net 'n pragtige gedig nie. Dis eintlik, ek sal so ver gaan om te sê, 'n bloudruk vir hoe ons deur ons eie pyn moet stap. Die digter wys vir ons 3 maniere waarop die geheue van God se trou ons dag tot dag lewe kan verander. En die eerste is om te onthou is geloof. Die kern van Klaagliedere 3 is 'n keuse. Die digter sê, my siel buig neer in my, maar ek sal dit ter harte neem. En daarom het ek hoop. Hy kies om sy gedagtes te skuif, om God se trou aktief ter harte te neem. In tye van pyn is ons natuurlike neiging om 'n tunnelvisie van wanhoop te kry. Ons brein onthou die verlies, die skuld en die bedreigings. Maar geloof is daar die aktiewe daad om te kies op 'n groter werklikheid. Om te fokus op iets anders as die seer en die swaar waardeur ons gaan. Dis om te erken, maar ek is moedeloos. Maar al is ek moedeloos, onthou ek vir God. Onthou ek die hoop wat van God afkom. Wanneer die gedagtes in hierdie week van vrees of verlange oorweldig raak, dan kan ons weet, daar is een waarheid waarop ons altyd kan fokus. En dis God se karakter. Dit is sy ontferming, sy getroudheid. Die tweede ding waaraan hierdie gedeelte ons herinner en hoe dit ons dag tot dag lewe verander, is deur herinnering bring genesing. Klaagliedere wys vir ons dat om te huil, om te rou en om die swaar te onthou is deel van die pad om gesond te maak. Jy kan nie gesond word en vorentoe gaan as jy nie kan erken dat jy seer het, dat dinge nie lekker hier in jou hart is nie. Om God in te nooi beteken nie dat jy op seer probeer wegbid of ontken nie. Ons is mense. Ons gaan seer kry. Ons het al seer gekry. En ongelukkig is dit 'n werklikheid. Om God in te nooi beteken eerder dat jy die ware trane van klaagliedere bring en sê, Here, ek is stikkend en ek glo met my hele hart, U is hier by my in die stikkendheid. Mag ons in hierdie week, een en elkeen, 'n veilige ruimte kry
Mag ons pyn en ons seer op die naam noem. Wanneer ons daaraan dink en dit moeilik raak, mag ons onthou dat die Here ons nooit alleen laat nie. En die derde ding waarmee klaagliedere 3 ons help in ons daaglikse lewe, is elke môre is nuut. Die digter verseker ons, die liefde van die Here vergaan nie. Sy ontferming hou nooit op nie. Dis elke môre nuut. God se trou kom nie as een groot oorweldige lading vir die hele lewe nie. En dan moet ons dit spasieer en so bietjie daarvan op die regte tye gebruik nie. God se liefde en ontferming gee hy elke dag vir ons 'n vars porsie. Mag ons in hierdie week die opkomende son sien, of ons eerste koppie koffie, en mag dit ons herinner dat hierdie dag is 'n nuwe dag. Hierdie dag se genade is vars. Hierdie dag se getroudheid is nuut. Dat die pyn van gister my nie hoef vas te bind vir môre nie. Dat al is die pyn daar, en al wil ons vergeet daarvan, in plaas van om te vergeet, mag ons onthou dat God daar vir ons is. Dat sy liefde en sy ontferming nooit ophou nie. Amen. Ons hemelse Vader, Here, U ken een en elkeen van ons harte. Here, U ken en U verstaan waardeur ons gaan. U ken ons stories. Here, wil U vir ons vandag een en elkeen opnuut herinner. Wil U ons herinner elke dag aan die liefde. Here, aan hierdie genade. Here, dat as ons hier uitstap, dat ons sal kies om U te onthou. Dat ons nie sal fokus op ons omstandighede en dit waarin ons onsself bevind nie, maar dat ons sal fokus op U wat by ons is, ongeag van hoe hierdie wêreld lyk. Here, dankie dat ons weet, ons kan altyd op U staat maak. Ons kan altyd op U vertrou. Ons kan altyd op U skouer huil. U is by ons, saam met ons, nou en vir altyd. Amen.